Ons is by mekaar in die naam van die Almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van 'n mens nie opgekom het. Dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing Gesang 449 in die liedboek, strofe 1, 3 en 4. Dis Ou Gesang 1, ook strofe 1, 3 en 4. Halleluja, ons loof U Heer, aanbid U Vader, gee U eer. O bron van al wat lewe, ons roem in U barmhartigheid. U wysheid mag U majesteit ver door ons lof verheerlik. Gesang 449 in die liedboek, Ou Gesang 1, strofe 1, 3 en 4. Gesang 579 is Ou Gesang 28, strofe 2 en 3. En na die belydenis Gesang 595 in die liedboek is Ou Gesang 170, strofe 1 en 2. Gemeente, waaruit ken ons sonde en ellende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, omdat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, self tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sy land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie,
Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet erken het, laat ons ons skuld bely in die sin van Gesang 579, dis Ou Gesang 28, strofe 2 en 3. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Aangesien ons ons geloof bely het, laat ons lewe aan die Here toewy. Die sing van Gesang 595 in die boek, is Ou Gesang 170, strofe 1 en 2. Ons skriflesing is 1 Korintiërs 2. Ons lees daar die hele hoofstuk. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig,
het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie, ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid of welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Tog is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryk is. En dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is, of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergang. Wat ons verkondig is die wysheid van God. En die verborgde waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van heerlikheid gekruisig het. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie sien en die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar deur die Gees wat van God kom, en daardeur weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook. Nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe: wie ken die gedagtes van die Here, wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees van Christus. Tot sover lees ons uit die heilige woord, gras verdor en blomme verwelk, en die woord van die Here staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons drie-enige en almagtige Heer, hoe pragtig is dit dat U in U almag en in U wysheid 'n sondaar mens aanraak. Hoe mooi is dit, Heer, wanneer 'n sondaar mens tot die besef kom dat daar groter waarhede is as dit wat ons kan dink of dit wat ons kan besef. Hoe kosbaar is dit as ons deur die geloof leer om verder as ons aardse bestaan te kyk, en as ons deur die geloof en deur die Gees kan verstaan dat daar baie meer is as net 'n aardse geskarp. Dit is wat plaasvind, Here, as U genade aan ons betoon. Dan gaan U woord oop, dan maak die lewe nuut sin, dan word ons weer vertroos en weer aangeraak deur alles wat van U afkom.
vanuit 'n stukkende wêreld, Here. Vanuit 'n wêreld waar daar boosheid is en waar daar lelik is. Mag ons die voorreg geniet dat ons U kan ken, dat ons na U wil en U weë kan soek en dat U dit vir ons openbaar. Ons geniet die voorreg dat U in ons harte werk, dat ons weer aangeraak mag word met U heilige waarheid. Ons vra, Trouwe Vader, dat U woord sal oopgaan, soos dit al duisende en miljoene kere van tevore opgegaan het vir U kinders. Ons bly dat ons mag ken, omdat U Gees dit vir ons moontlik maak. Ons vra dit in Christus naam. Amen. Kom ons sing gesang 438, vers strofe 1 en 2, in die ou boek is dit gesang 211, strofe 1 en 2. Gees van God, o Gees van lewe, ware God van ewigheid, laat ons nooit U wil weerstrewe, lei ons tot gehoorsaamheid. Dit is gesang 438 in die liedboek, 211 in die ou boek, strofes 1 en 2. Sy weldade, dat hy my troos en ewig by my bly. En die skriflesing, of die teksgedeelte is vers 11. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die gees van God. Broers en susters, dit is ons Pinkstersondag, ons herdenk die uitstorting van die Heilige Gees. En soos altyd is dit maar baie vinnig dat dit vir ons 'n redelike moeilike tema is. Want ons praat nie baie oor die Heilige Gees nie. Ons verstaan heeltemal te min van die werking van die Gees. En dan is ons vraag altyd, maar waarom sien 'n mens so min van die Heilige Gees? Waarom beleef ons so min van die Heilige Gees? En daarom kyk ons vandag 'n slag na die werking van die Gees. Ons moet dit baie mooi verstaan. Die mens se geneigtheid is om altyd die orde te wil versteur. Die mens maak so maklik die fout om homself voor te plaas, en dan vergeet ons geheel en al hoe dit moet verloop, wat die volgorde van die sake moet wees. In die kerk moet ons met teologie besig wees. Ons moenie met mensekennis besig wees. Ons moenie vir mekaar kom sê wat ons dink nie, want dan
eindig ons by goed soos teosofie en al sulke dinge. Theologie is die Griekse woordjies theos en logos. Dit is Gods kennis. Dit wil sê kennis oor God, of kennis wat van God afkom, of goddelike kennis wat hy vir ons gegee het. As ons nie onsself bewuslik daarna terugdruk, dat ons altyd weer vra, wat sê die woord van God vir ons nie, dan is dit letterlik in 'n oogknip, dan is ons terug by die ding wat die mens sê en dink oor God, en hoe ons voel daaroor. En dan begin ons maar weer die ou fout van die sondeval. Ons moet baie mooi onthou, God is God. Hy is 'n geestelike wese. God is nie mens. Hy is nie ons maatjie nie, hy is nie ons gelyke nie. Hy is ewig, almagtig, rein, heilig, goed. So kan ons baie opnoem van dit wat God is. En ons kom sukkelaars hier op die aarde, ons is mense. Ons is liggaam en siel en gees. Ons liggaam word oud en die liggaam sterf af as gevolg van die sondeval. Ons siel is selfsugtig. Ons siel wil heeltyd net homself bevorder. Ons gees is krom, ons kry nie reguit gedink nie, ons kry nie ver genoeg gedink nie, ons kry nie mooi genoeg verstaan nie. So nou sit ons as mense met die probleem, dat ons wat onheilig en onrein en baie beperk is, ons moet nou praat oor God wat heilig en rein en almagtig en al daardie dinge is. So ons enigste oplossing is dat ons teruggaan na die woord toe en elke keer teologie bedryf. Ons moet elke keer gaan vra, wat is dit wat God vir ons sê? Wat is dit wat hy vir ons gee? En dan werk ons net dan, as ons dit nie doen nie, dan is ons van die spoor af, want ons siel kan dit nie weerstaan, om maar so 'n bietjie self ietsie by te sit. Ons het nou gelees, waar die apostel Paulus vir die Korintiërs skryf, en waar hy vir hulle verduidelik, hoe werk dit, wat hy met hulle gepraat het, hoe het gebeur dat hulle begin glo het, of toch so 'n bietjie teruggaan van daar af. Paulus was 'n voortstrewende en suksesvolle jong man. Hy was regtig een wat ver bo sy maats van sy tyd uitgegaan het. As ons nou sê in die kerk van daardie tyd, dan sou dit nou in ons tyd gewees het dat iemand wat sommer baie vroeg sy studies klaar gemaak het, of baie vroeg op die kerkraad gekies is. Hy het regtig vooruitgang gemaak in die sake, en hy het die dinge mooi verstaan, en hy het dit reg gedoen soos wat almal gedink het. En hy was tot in die diepste van sy siel in verkeer. Dit moet ons onthou. Paulus het afgeskop met 'n reuse lawaai, en hy het die gelowiges laat vang. Hy het hulle laat toesluit, hy het party van hulle laat doodmaak. Nou moet ons onthou, alles wat hy gedoen het, voordat die Here Jesus aan hom verskyn het, dit kon hy uit die Ou Testament uit bewys. Hy was oortuig daarvan, as hy hierdie Christene so laat vang, en hulle so vervlenter, dan doen hy presies wat die Bybel van sy tyd vir hom sê. Dis hoe ver hy van die pad af was. En hy het gedink, hy is presies op die pad soos het moet wees. Hoekom? Want hy het die fout gemaak wat die mensdom nog altyd gemaak het.
Hy het nie teologie bedryf nie, hy het nie met God se kennis gewerk, en met God se kennis alledaags gewerk nie, hy het gewerk met dit wat hy self gedink het. Dan verskyn die Here Jesus op pad na Damaskus toe aan hom, en Jesus sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Vra hy, wie is u Here? Dink net aan die ironie, hy weet presies met wie hy praat. Dan vra hy, wie is u Here? Dan sê hy, ek is Jesus, en is jy wat my vervolg. Net daar maak Paulus se lewe 180 grade draai, presies in die ander rigting, en nadat hy toen nog so 'n bietjie opleiding gehad het, het hy begin preek, en dit is presies wat hy gedoen het. Al wat hy vir die mense die hele tyd vertel het, is julle moet weet, julle moet verstaan, daar is verlossing wat van God afkom. Mettertyd het hy nou uitgebrei en het bietjie beter verwoord gekry, en het 'n paar van sy eie foute uitgeskakel gekry. As ons dan nou daai basiese boodskap vat en die mens dra dit na die gemeente in Korinthe toe, dan sien ons dat daar 'n ongelooflike ding gebeur het. Ongelooflik. Dit is so groot dat jy dit eintlik nie kan glo. Die Korintiërs, wie dit al 'n paar keer gehoor, onthou asseblief, hulle was Paulus se kopseer gemeente. Dit was die blink gemeente gewees. Dit was die gemeente dat, as hulle van een klein dingetjie hoor, dan blaas hulle hom op, dan maak hulle van 'n molshoop 'n berg. As hulle hoor van ietsie kleins wat in plaasvind, dan gaan hulle heeltemal oorboord daarmee. Dit was regtig die mense wat die Griekse kultuur tot op 'n spits gedryf het. Soos wat Paulus nou aanvanklik heeltemal verkeerd was in die verkeerde koers, maar het gedink hy's reg, so het die klomp mense in Korinthe ook gedink hulle is reg, hulle verstaan die ding. En dan het hulle op 'n stadium agtergekom, maar hulle glo. En dan het die goed begin verander. Die snaakse boodskap van God wat mens word, God wat homself laat kruisig, God wat in die hel neerdal, uit die dood uit opstaan. Dis 'n ding wat in sy wese in, vir 'n Griek, geheel en al onaanvaarbaar moet wees. Net soos waar in ons tyd, goed is wat taboe is, ons dink nie eens daaroor nie, ons vra nie daaroor nie, ons wonder nie daaroor nie, daar's party dinge wat 'n mens net nie dink nie, wat jy net nie doen nie, klaar. Die ding van die kruisiging en die opstanding en die hemelvaart van Christus, is iets wat in sy wese in vir die Grieke onaanvaarbaar was. Die Griekse kultuur het die mense geleer, jy mens kan alles met jou verstand oplos. Jy kan alles verstaan. Daar's nie 'n manier hoe 'n mens kan verstaan dat iemand uit die dood uit kan opstaan. So, party van die Grieke het gelag as Paulus dit vir hulle vertel het. 'n ander deel van die Griekse wêreld het gesê die mens is so besonder. Die mens is so pragtig, die mens is so oulik. Dan verkondig Paulus aan hulle, maar julle is op Sondags. Julle moet begin anders dink en anders werk. En dan nou weer 'n keer. Ten spyte van alles wat daar denkbaar, wat eintlik onmoontlik moes gewees het, dat die mense in hulle harte op 'n stadium vasgestel, maar die snaakse woorde van hierdie Paulus karakter is waar ons glo dit. En as hy dan nou vir hulle skryf, dan verduidelik hy vir hulle hoe dit moontlik is dat dit wat onmoontlik is waar geword. Vers 5. Dus
vers 4 afvat. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid of welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. So maklik soos dit sê dit vir. En ons kan dit in ons eie lewe baie hard en duidelik navolg. Ons kan dit uit ons eie lewe uit bevestig. Nie een van ons wat hier sit kan sê wanneer ons die besluit geneem het om te begin glo nie. Ons kan dit nie doen nie, klaar uit en verby, dis onmoontlik. Die heel naaste wat ons daaraan kan kom, is dat ons dalk kan vasstel of kan sê wanneer ons besef het dat ons wel glo. Geloof, dit moet jy altyd onthou, dis 'n gawe. Dis nie 'n ding waarvoor jy vra nie, dis nie 'n ding wat 'n mens besluit nie, dis nie iets wat jy kan koop nie. As jy jouself kan kry, dan het jy dit al reeds, dan het God ons klaar op die pad van die geloof geplaas. En dan kom jy dit agter as jy klaar op daardie pad is. Hoe werk dit? Hier sê hy. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Dit is daar waar die Here besluit, jy behoort aan my, ek gee jou die geloof. Dis hoe dit werk. Ons spring ons 'n paar verse na vers 8 toe. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. As Pilatus of die Joodse Raad vooraf deur die Heilige Gees aangeraak gewees dat hulle geloof gehad het, dan sou hulle baie moeite gedoen het om te keer dat Jesus gekruisig het. Maar hulle het dit nie ontvang nie. Daardie stukkie kennis het by party van hulle eers agterna behoorlik tot spoed gekom. Nou, dis net hoe dit gewerk het. En as dit anders verloop was, as dit anders verloop het as wat dit verloop het, dan sou Christus op 'n ander manier vir ons moes gesterwe het as wat hy daar gekruisig is. Maar hoor nou fyn, hoe het God dit beskik daardie tyd dat dit geloop het? Vers 9. Soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Daarmee onderskei Paulus die waarheid van die Christendom van al die afgodsdienste in die wêreld. Want die afgodsdienste se volgelinge kan almal hulle plek in die saligheid verdien. Maak nie saak waar 'n mens op die aarde leef nie. As jy lank genoeg los, dan dink hy 'n plannetjie uit oor hoe hy die saligheid kan bereik. Hy kyk na die sterre en hy dink daar moet iets groter wees en dan maak hy 'n plan hoe hy daar kan kom. Nou sê die Bybel hier, wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie. So daardie een dingetjie wat geen mens ooit aangedink het. Dit wat net na ons toe kan kom as God dit vir ons bekend maak. Dit het hy voorberei. Dit vat ons terug na die Heilige Gees toe. Want as ons in die Bybel daarvan lees, ons herinner word, want as ons in die Bybel lees, ons 'n vers raak lees wat ons nooit eers gedink het daar staan nie, dan het ons al 5 of 8 keer daardie gedeelte gelees, maar daai een dag gaan daar die een stukkie van een vers vir ons oop. Dan moet ons eintlik nie sê, ek het nie geweet dit staan daar nie, dan moet ons eintlik sê, kyk wat het die Here vandag weer vir my opgemaak. Aan hom die lof en die dank en die eer. Dan ons verder gaan na vers 10. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse
van God. Ons kan die woord bestudeer, soveel as wat ons wil, as God nie bepaal wanneer ons wat verstaan daarvan, en hoe die woord vir ons moet oopgaan nie, dan gaan ons altyd daardie stukke mis, tot op die dag wat God weet, dis nou die regte tyd, wat hierdie kind van hom daardie gedeelte so verstaan. Dit moet ons altyd in gedagte hou, dit moet ons altyd verstaan. Want anders dan gaan ons weer, as ons onsself in 'n moeilike situasie bevind, dan gaan ons onsself vra, hoe gaan ek hier uitkom? Wat moet ek doen, dat die Here God my sal help? Of mens vra selfs met opregtheid, wat verwag hy van my? En in al drie daardie vrae, is die mens die belangrikste, en nie God nie. Vers 11. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die gees van God. Die Here God sal self, op sy tyd, sy plek, sy manier, vir ons die dinge oopmaak. En wat dan gebeur? Die oomblik as ons aangeraak word deur die Heilige Gees, dat ons kan verstaan, dis dan wanneer die wêreld begin oopgaan. Dis dan wanneer 'n mens se gewete begin inskop. Dis dan wanneer ons in 'n worstelstryd met onsself begin raak, want dit wat ons uit nature uit wil hê, en dit wat die woord vir ons sê, dis verskillende goed. En dan werk die Heilige Gees in ons, dat ons kan weet, maar daardie paadjie is die regte pad wat ons moet stap, hoor weer. Dit is alles goed wat van God se kant af na ons toe kom. En ons kan nooit die fout wil maak om enige geloofsaak aan onsself te wil krediteer. Want dan gaan ons weer van vooraf die ou fout maak. Broers en susters, as ons wonder oor of die Heilige Gees in ons werk, dan moet ons na die naaste Bybel toe gaan en 'n stuk oopslaan en begin lees. En kyk net of jy verstaan wat daar geskryf staan. Dit is al klaar eintlik meer as genoeg bewys dat die Heilige Gees elke dag en elkeen van ons harte baie aktief is. Mag die Here ons daarin lei, dat ons onsself juis meer sal oorgee, dat ons eie sake in 'n sak sal druk, en meer sal konsentreer en vra, maar wat kom van God se kant af na ons toe, en hoe gaan ons dan daarmee verder in ons lewe? Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige Hemelse Vader, ons besef nie en ons bely dat ons skuldig staan. En net so besef en bely ons dat ons verlos is. Ons kan nie en ons mag nie daardie balans versteur nie, Heer. Ons kan dit nie bekostig, want dan neem ons sondige siel weer oor, en dan wil ons self net ons eie eer soek. Daarom vra ons nederig, dat U waarhede ons sal lei. Al is ons gebroken, al maak ons foute en al dwaal ons af, al oortree ons teenoor U en teenoor mekaar, wil ons weer en weer by U pleit, dat ons teruggeroep mag word na U groot waarhede. Ons wil by U pleit dat U Gees onophoudelik in ons sal werk,
reg kan verstaan en van daar af reg kan gaan doen. Wil U ons leer, Heer, wat gehoorsaamheid beteken? Wil U ons tog leer wat die dapperheid in die geloof is? Wil U ons begelei en vertroos, Heer, vir elke keer waar ons afdwaal? Ons bid in besonder vir diegene wat worstel. Net so vir hulle wat nie eens besef dat hulle worstel nie, of vir hulle wat niks wil weet van U heilige waarheid. Ons bid vir elkeen wat tyd mors, wat kosbaarhede laat verbygaan. Ons bid dat U so in ons harte sal werk, dat ons meer en meer na U woord en die waarhede toe sal vlug, en daarin kan leef. Ons is afhanklik, Heer, en ons bly afhanklik. En deur die werking van die Gees besef ons dit. Mag dit ook so wees, dat wat ons sê, dink en doen, juist deur die Gees vir U aanneemlik sal wees. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Psalm 431 in die liedboek, Psalm 214 in die ou boekie. Ons sing daar die eerste strofe. O Gees van Vader en van Seun, ons bange hart tot troos en steun. 431 in die liedboek, 214 in die ou boekie, eerste strofe. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.